Dag sê, dankie en welkom bij nog een uitzending van Klets Kompas. Mijn naam is Ogito Greek. Vandaag is dinsdag die 6 mei 2025. En vandagse uitzending brengt ons jullie rechtstreekse onderhoud met Ernst Steenberg. Hij is die bekwame productieontwerper, uitvoerende vervaardiger en communicatiebestuurder. En hij komt vertellen ons over die komende theaterproductie 40 Years of Fabulous, wat die lewe en blijvende bijdrage van Sandy Rudd tot Namibische theater sal vier. Voor dit bespreek ek en Francois Steenberg die nuus. Ons kyk ook hier lesersfoto's en die weer. So bly by ons. Baie dankie. Welkom terug en welkom ook Francois in die atelier. Gaaf om jou hier te hê. Dankie Ogito. Ek wil net sê Ernst Steenberg is my neefie. So ek is baie trots daarop. Lekker. Ja. Ja. En net soos ons voorbladfoto daar, vreugde en oorvloed. Jy het seker Ag, ons reënfoto's. Wat 'n lus of is dit nie net nie. Ek meen ons land voel sommer die hele gemoed is anders want die meeste van dit is maar pragtige reënfoto's wat ingestuur is deur ons lesers. Okay, kom ons bespreek daar die nuus. Ek het daar 'n storieetjie geskryf wat op ons voorblad is. Nee, dis nie 'n storieetjie nie, is 'n baie uitstekende storie wat jy geskryf het. Baie dankie. Okay, wat ek was baie bly toe jy dit gister instuur. Daar's goeie nuus en dan slegte nuus van invoere neem toe by Arnhamsvlei, maar dit is weens 'n ander probleem. Wel, dit veroorsaak 'n probleem. Kyk, dis weens komplikasies met invoerroetes deur Botswana wat nou daai roetes duurder maak en so verkies meer invoerders om Arnhamsvlei te gebruik. En die toename in die invoere daar op Arnhamsvlei plaas druk op NAMRA se beamptes wat nou al hierdie invoere moet goedkeur en klaring gee daarvoor. Ja. En hulle het 'n praktyk waar hulle nou sekere besendings sal uitken en daai trok sal geseël word en terugstuur Windhoek toe waar die inspeksie gedoen word. Is dit nou as hulle iets verdaags opmerk? Presies. Sê nou maar hulle dink daar's 'n renosterhoring of dwelms of sulke goed, dan seël hulle dit en dan stuur hulle dit Windhoek. Maar soos die een koerier maatskappy verteenwoordiger my gesê het, dat kan tot 200 verskeie besendings op daai een trok wees. Ja. So omdat hulle nou een uitgeken het as verdaag, word die hele trok verseël. Ja, en dan Windhoek toegestuur en dan word die inspeksie hier gedoen en dan moet die dokumente weer per koerier teruggestuur word Arnhamsvlei toe. Hulle NAMRA sê hulle kan dit en doen selfs soms stuur hulle die dokumente per e-pos of elektronies, maar dit moet op Arnhamsvlei goedgekeur word voor dit dan hier in Windhoek vrygestel kan word. So dit ek weet soos byvoorbeeld onlangs was het 'n winkelgroep vir my gesê want hulle het sê nou maar 'n spesiale aanbieding op 'n bokse melk gehad en toe sê ek maar waar is dit nou? Dit is nou spesiale aanbieding, maar dit is nie in die winkel nie. Presies, En toe sê hulle vir my wel nou het alles weer verander. Ja. Want dit was met die veeartsenyewette. So alles het verander. Nou moet hulle van voor af, hulle moet goed koerier.
ja, Dis 'n proses. Dis maar 'n proses. Ja, en dit kan impak hê op veral klein besighede, Ja. Namibiese invoerders. Maar Namra sê hulle werk daaraan om die stelsel te verbeter. So ons hoop maar vir die beste. Maar hulle sê daar is genoeg mense by hulle. Daar is genoeg douanebeamptes. Dis nie Dit was die vraag en hulle dring aan daar is Ja. genoeg, maar ek is ook nie altyd so seker nie. Francois, vertel ons meer oor hierdie ander storie op ons voorblad. Dit was nou die lang naweek gewees en gewoonlik gepaardgaande met 'n lang naweek ongelukke op ons paaie. Ja. Daar was 'n ongeluk wat die lewens van 5 mense geëis het. Ek meen dit is 5 mense in een ongeluk. Ja. Dit is baie. Ja. En dis onder meer 'n babietjie en dan 'n paartjie bekend aan ons lesers en kykers. Ja. En dit is die singende sendeling egpaar Linda en Eddie van der Merwe. Ja. Baie geliefd reg oor die land, sendeling werk gedoen reg oor die land en ek weet onlangs het hulle bid daar vir boere gehou toe dit nog droogte was. Ja. Was hulle daar in Karasburg en daar in die suidese omgewing en het bid daar gehou vir droogte. Ja. Baie geliefde egpaar wat ook slagoffers in hierdie ongeluk is, maar ek dink die groot vraag in hierdie ongeluk is dit word nou vergelyk met die Joschko, die Duitse Joschko egpaar se ongeluk. Ja. Baie jare gelede by Henties Bay, waarvan Dippenaar, Jean-André Dippenaar aangekla is vir moord en skuldig bevind is. So volgens die polisie het die bestuurder van die een voertuig is vir dronk bestuur positief getoets. En ja, so die publiek voel hy moet dieselfde roete loop as wat Jean-André Dippenaar en nie net vir strafbare manslag en dronk bestuur aangekla word nie, maar ook vermoord. So ons moet maar kyk dat die gereg sy loop neem en ja. Ons sal volg. Ja. Daarop bladsy 3 is 'n storie wat Adam Hartman ingestuur het oor Daures, dis die Daures Green Hydrogen Village. Daar in die middel van die woestyn. In die middel van die woestyn, maar baie goeie nuus. Ja, groen kunsmisproduksie. Want in ons land, ons voer al ons kunsmis in en dis ten duurste. En produksie kan verhoog as daar kunsmis gebruik word en hier kan ons nou met sonkrag en windkrag net van ons elemente, ons groenkrag kan ons eie kunsmis vervaardig, wat fantasties is. Ja, ek was so geïnteresseerd om te lees dat die kunsmis word vervaardig uit die waterstof wat ons uit die water uit onttrek met die gebruik van hierdie hernubare krag, maar ook van nitrogen, wat is dit nou weer in Afrikaans? Stikstof, ja. Wat ons uit die lug uittrek. Wat ons uit die lug uittrek, ja. So dit is baie interessante tegnologie waarmee ons vorder. Wat vir my interessant is, dat Afrika gebruik tans ongeveer net 1/7 van die wêreldwye aanbevole hoeveelheid kunsmis per hektaar. So ons kan soveel, ons kan ons produksie soveel opstoot met kunsmis. Fantastiese projek dink ek. Goeie nuus. Daar's altyd positiewe nuus. En daar's nog baie nuus in ons koerant vandag, so lees dit gerus. Bly by ons, ons het nog baie interessante gesprekke op Kletskompas. Daar is lekker gelag vir hy spotprint, ek hoop. Maar nou is dit weer die kans om te kyk na die weer. Môre is 'n weervoorspelling vir Woensdag die 7de Mei 2025 begin met Katima Molilo wat 'n sonnige dag sal wees
12 tot 28 grade word voorspel en Hanna is 15 tot 29 grade, Ruacana 17 tot 29 grade, heel sonskyn al die pad, ook in Windhoek 13 tot 25 grade, Omaruru 15 tot 28 grade, Tsumeb 14 tot 27 grade en op Gebabes 13 tot 25 grade môre verwag. Dan as ons kyk op Henties Bay, is 20 tot 30 grade, Walvis Bay 23 tot 30 grade, Mariental 16 tot 29 grade, op Arnos 15 tot 27 grade, Armsvlei 18 tot 31 grade, Loedrits 19 tot 30 grade, en lyk my daar is hier 'n wolk te sien in die lug môre reg oor Namibië nie. Bly by ons gaan nou gou inloer by die Agri-Monitor, en nou net is ons onderhoud met Ernst Steinberg. Baie dankie. Die organiseerders van die Nampo Landbouskou by Botawil in die Vrystaat sê die reën was enig in sy soort, maar Nampo 2025 gaan steeds voort en besoekers word hartlik verwelkom. Die organiseerders is besig om Nampo Park reg te ruk vir 13 tot 16 Mei. Die park lyk mooi, die teerpaaie is oop en daar is net 1 week oor om te gaan. Agri-Monitor gaan die skou bywoon en die Namibiese vlag hoog wapper saam met verteenwoordigers van Enjoy en Synergy. Ons gaan die langpad al die pad Botawil toe gerieflik ry met 'n Toyota Quantum Crew Cab bussie geborg deur Pukowitz Toyota en brandstof verskaf deur Go Agra geriefswinkels. Ons is uitgevat in klere van Agra Safari Den, pure plaas en eg Namibiese velskoene en ander leerprodukte van Shilongo Leatherworks. Pick n Pay is ook 'n borg. Hierdie grootste en invloedrykste landbouskou in die suidelike halfrond bied soos oudergewoonte vir produsente, landbouondernemings en dienverskaffers 'n platform om by een liggaam mekaar te ontmoet, saam te werk, sake te doen en by mekaar te leer. Hier kan besoekers idees uitruil en insig kry oor die nuutste tegnologie en praktyke, wat wissel van klimaatslim praktyke tot presisie landbou. Welcome to Namibia, where adventure meets tranquility. With Enjoy, you have access to a wide range of accommodations to suit every traveler's taste and budget. Experience the finest dining and hospitality Namibia has to offer. Booking your dream accommodation is just a few clicks away with Enjoy. Join thousands of happy travelers who have trusted Enjoy for their Namibian getaway. Your gateway to unforgettable Namibian adventures. Visit us today at enjoy.my.na. Reg, welkom terug. Hier in die ateljee met my is die bekwame Ernst Steinberg. Hy ken die silverdoek so goed as die verhoog. En Ernst, ek wil jou gou aanhaal, ek het vanoggend 'n bietjie navorsing gaan doen. 2019 het jy gesê, it's about time that artists are recognized for their voices. Lyk my die tyd is nou hier, daar is 'n spesiale produksie waarmee jy betrokke is, wat later van Deesman plaasvind, 40 Years of Fabulous. Dit vier natuurlik Sandy Rudd, die lewende legende. Vertel ons meer asseblief. Ja, Gito, Sandy is al vir meer as 40 jaar aktief in hierdie bedryf. Meer as 160 teaterproduksies wat sy nou al gedoen het. In verskillende genres, van opvoedkundige teater tot groot musiekblyspele,
En dan selfs Namibië se betrokkenheid by die internasionale expos, die onafhanklikheidsvieringe en 'n verskeidenheid, 'n magdom van produksies. Nou, sedert COVID veral, het die hele uitvoerende kunste 'n bietjie tot 'n stilstand gekom en daar was nog nie weer 'n bietjie van 'n oplewing nie. So Sandy het gehoop, sy word op die 16de Mei word sy 70, sy vier haar verjaarsdag. Wow. En toe reken sy wel, daar's nie 'n beter manier as om dit te voer met al hierdie uittreksels en net 'n groot viering van al haar produksies oor die jare. Ja. So daar's verskeie musikante, akteurs en soveel mense is al deur Sandy se hande. Ja, ek self. En almal, jouself Sandy het gister gesê, dis reg. Tot en met Michelle McLean, ons het selfs 'n klein bydrae van Michelle, sy het haar debuut gemaak op 'n Sandy Rad verhoog. Wow. So al hierdie musikante en kunstenaars skenk hulle tyd en hulle gawes om hierdie produksie 'n sukses te maak. Ons weet natuurlik hierdie tipe van produksies is nie goedkoop nie. Ja, ja. Maar dit help definitief dat almal so entoesiasties is en so graag van hulle self gee om hierdie produksie 'n sukses te maak. Wonderlik, wonderlik. Die produksie dit sal by die Nasionale Theater wees? By die Nasionale Theater op die 16de en die 7de Mei. Die 16de Mei 4:00 die middag is daar ons finale kleutrepetisie tipe van ding. Okay. Dit is oop vir die publiek, so as daar dalk iemand is wat graag wil kom kyk sonder om self 'n kaartjie te koop, dan kan hulle die Vrydagmiddag 4:00 kom. Okay. Vrydag aan 7:00 het ons dan 'n gala geleentheid. Daarvoor is die kaartjies $250 en dit is nou 'n opdres geleentheid. Ja. Jy moet jou pak aantrek as jy wil kom. En dan die Saterdag die 17de Mei is dat dan weer 'n 4:00 vertoning en 'n 7:00 vertoning. En daarvoor is die kaartjies, as ek nie verkeerd is, nie $200 per persoon. Die kaartjies is beskikbaar by Webticket. En al die vertonings, is dit ook geskik vir kinders? Absoluut, absoluut. Daar is heelwat uittreksels van die kinderteater en so voort. So nee, dit is absoluut geskik vir die hele gesin. Wonderlik, want soos ek wou genoem het, my eerste ervaring, ek was speletjiekaart soldaat in een van haar produksies, Alice in Wonderland, en dit was by die Nasionale Theater, en daai herinnering bly by my. Kan jy nog onthou, wat is die eerste wat jy met Sandy te doen gehad het? Genigtig, ons het mekaar op universiteit ontmoet. Okay. Ons het saam drama studeer by UNAM in die vroeë 90er jare. Sandy was wat ons genoem het 'n mature student. Okay. Sy het gewag tot haar kinders eers in die skool is voor sy universiteit toe gekom het. So sy is so 'n bietjie ouer as die res van ons. Ja. En dit is waar ek vir Sandy ontmoet het. Ons was dan ook saam in 'n paar produksies. Ek dink ek en sy het beide besef ons is nie gemaak vir in die kollig wees nie. ons doen eerder die werk agter die skerms. Ja. Maar dit is van waar af ons mekaar nou al ken en was betrokke gewees met mekaar se produksies en mekaar se lewens aan en af oor al hierdie jare. Wonderlik. Ek dink my groot produksie wat uitstaan was die Hot Mikado musical in 2013, 2014 daar rond, dat ek die verhoogbestuur gedoen. En daar selfs 'n uittreksel van Hot Mikado in ons retrospektief nou. En in die ervaring het sy ook so gesê, fabulous, soos sy altyd sê. Fabulous, fiddly sticks, daar is so baie Sê goed. so baie sê goed wat sê- Sandy voor bekend is. Ja. En glo my, ons werk hulle in een van die stukkies. Wonderlik. Ons het so 'n Shakespeare satire en daarin werk ons al hierdie gesegdetjies van Sandy in. En op die verhoog, ons kan redelike groot name verwag. Ja, ons het vir Big Ben is betrokke, Elise Elers, Odile Gertse, Patricia Oggorus, Sharon van Rooi. Joh, daar is te veel name om nou te Ja. noem, maar regtig waar die crème de la crème van die Namibiese vermaaklikheidsbedryf is betrokke. Wonderlik. En het julle ook lekker kostuums en daai tipe goed? Ons werk met wat ons het, soos ons Ja. sê al die begrotingsbeperkings in ag genome en so voort. Maar daar is selfs 'n paar van die akteurs wat nog hulle eie kostuums het. Okay. Van destyds Van toe hulle in die destyds. stuk gespeel het. Roya Deal en Sharon van Rooi was 28 jaar gelede Ja. in The Little Shop of Horrors. O, Hulle sing weer hulle eie rolle en Roya dra dieselfde rok wat sy toegedra het. dis wonderlik. Maar ja, ons werk met wat ons
het die akteurs verskaf wat in hulle kaste is en dan werk ons met 'n stylist wat dan nou net alles bietjie bymekaar trek en Ja. dit gaan seker maak dit is mooi. En Sandy is seker selfs betrokke met die redaksie of Ja, Hoe het julle sy alles is self die regisseur en die uitvoerende vervaardiger vir die stuk. Ons het so 'n klein komiteetjie gestig met Sandy, met Elise Ehlers as die musical director. Ek self op die tegniese versorging. Oudiel Gertse en Hamish Olivier doen behartig die koreografie en Oudiel help ons ook uit met bemarking. So ons is die nou spannetjie wat alles bymekaar hou, maar Sandy behartig basies self die regie. En word hierdie geleenthede ook vasgevang vir komende jare? Gaan dit opgeneem word? Sal daar 'n video Dit is gemaak 'n word? goeie vraag wat jy daar vra. Is deel van hierdie hele projek is daar 'n argiveringsproses wat daarmee saamgaan. Omdat daar so baie produksies is, Ja. het Sandy nou sommer besluit om saam met Indino en die Lula van die College vir die Kunste Okay. hierdie hele alles wat ons nou bymekaar gemaak het vas te vang vir die argiewe. Wonderlik. So al die ou fotos, al die ou programme, al die ou posters en alles word nou vir die nageslag bewaar. Ja. Die stuk sal wel opgeneem word, wanneer wat waar dit beskikbaar gaan wees vir ander mense om te sien is ons nou nog nie seker nie. Ja, ja. Maar vir nou soek ons, as hulle sê, the bums on seats. Ja, So mense ja. moet gerus asseblief teater toe kom en dit daar kom kyk. En is so wonderlik dat dit in die NTN gaan wees. Absoluut, ja. Die Nasionale Teater is een van ons groot borge. Hulle bied die teater vir ons aan vir die hele repetisieperiode en dan ook vir die produksie. So nee, dit is 'n groot eer. Dit is natuurlik ook waar baie van Sandy se produksies plaasgevind Ja, het. ja. Nee, is 'n wonderlike perseel. Ons tyd is amper op. As jy 'n laaste boodskap wil deel en dan net herinner waar die kaartjies beskikbaar is. Ek maak so Ghetto net nog 'n element van die hele projek wat ons nog nie aangeraak het nie, is daar gaan 'n hele poster exhibition wees van al die posters by die Wonderlik. Nasionale Kunsgalery in die week voor die stuk, met ander woorde van volgende week af. Ek is nie seker van die datums nie. Ja. Andrew Weir, die befaamde grafiese kunstenaar wat baie van hierdie posters ontwerp het, gaan self in Windhoek wees in 'n klein werkswinkeltjie daar Wonderlik. aanbied. Ja. So ja, almal moet asseblief kom kyk. Kaartjies beskikbaar deur Pay Today en $250 vir die gala aand en dan $150 dink ek vir die res van die vertonings. Maar mense kan dit gerus by Pay Today kyk en dan sien ons vir julle daar. Wag Ja, ons vir julle. beslis. Ek sal daar wees en hopelik saam met my familie. Hoe sê julle? Breek 'n leg. Ons breek al ons bene. Dankie Gito. Dankie. Baie dankie en daar het julle dit, nog 'n uitsending van Klets Kompas. Dankie dat julle by ons aangesluit het en sluit weer môre by ons aan. Tot dan, totsiens.